Ek groet jou in Jesus Christus se naam vanmôre in hierdie pragtige dag wat ons uit die hand van die Here ontvang. Welkom liewe vriende vanmôre by ons oggendoordenkings van uit die woord digitaal. Ek is Dominee Adrian Swart en is my heerlik om hierdie mooi dag saam met jou rondom God se woord te begin. Ons lees vanmôre uit die woord van die Here, Openbaring 22 vers 1 tot 6. Toe het die engel my die rivier met die water van die lewe gewys. Dit is helder soos kristal, en dit stroom uit die troon van God en van die Lam uit. Tussen die hoofstraat van die stad aan die een kant en die rivier aan die ander kant staan die boom van die lewe. Hy dra 12 keer per jaar vrugte. Elke maand lewer hy sy vrugte. Die blare van die boom bring genesing vir die nasies. Daar sal niks meer wees wat deur God vervloek is nie. Die troon van God en van die Lam sal in die stad wees, en sy dienaars sal hom dien. Hulle sal hom sien, en sy naam sal op hulle voorkoppe wees. Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie die lig van 'n lamp en die lig van die son nodig nie, omdat die Here God hulle sal verlig en hulle sal tot in alle ewigheid regeer. Vriende, ons is by die heel laaste hoofstuk van die boek Openbaring. En die Here Jesus Christus het ook hierdie pragtige gedeelte aan Johannes kom openbaar in 'n visioen. Johannes sien dat daar 'n rivier was met die water van die lewe in die hemel. Dit was helder skoon soos kristal. En die stroom van hierdie rivier het van die troon van God en van die Lam uitgegaan. Tussen die hoofstraat aan die een kant en die rivier aan die ander kant het die boom van die lewe gestaan. Hy het 12 keer per jaar vrugte gedra. En dit het genesing vir die nasies gebring. Die water van die lewe is 'n simbool van die ewige lewe. En dit herinner ons aan die keer toe Jesus met die Samaritaanse vrou gepraat het in Johannes hoofstuk 4. Jesus het daarna gesê, "Ek sal aan jou die lewende water gee, en as jy dit drink, sal jy nooit weer dors kry nie." Hier in die boek Openbaring sien ons dat hierdie lewende water van die troon van die Lam afgevloei het. Dit sê baie meer aangaande die volheid van die lewe, naamlik dat dit by God te vind is, en dat ons ewige seën van God sal ontvang as ons die lewende water by hom drink. Net soos die stroom wat Jesegiel in Jesegiel 47 gesien het, genesend was vir die dooie see, so les God ons dors in die nuwe Jerusalem met die lewegewende water. Die boom van die lewe is soos die boom van die lewe in die tuin van Eden, waarvan ons in Genesis hoofstuk 2 tot 9 lees. Na Adam en Eva se sonde is hulle verbied om van die boom se vrugte te eet, omdat hulle nie die ewige lewe kon hê solank hulle in die mag van die sonde was nie. Danksy die vergifnis deur die bloed van Jesus, sal daar egter geen boosheid of sonde in hierdie nuwe stad meer wees nie. Ons sal vrylik van die boom van die lewe se vrugte kan eet, wanneer die heerskappy van die sonde verbreek is, en ons ewige toekoms by God verseker is. Hierdie boom van die lewe dra 12 keer per jaar vrugte. Elke maand sal daar vrugte aan hom te vind wees. Dit beteken dat daar lewe in die nuwe Jerusalem sal wees, wat oorvloedig sal wees, sonder einde. Ja, hierdie boom se vrugte sal 'n genesing wees vir al die nasies. God sorg volledig en oorvloedig.
Elke liggaamlike behoefte bestaan nie meer nie. Die spore van sonde is uitgewis. Daarom is niks meer in die Nuwe Jerusalem ook vervloek nie. Gelowiges sal derentyd daarvan bewus wees dat hulle God se eiendom is. Dit word versimboliseer deurdat sy naam op hulle voorkoppe is. Ook geen lig sal nodig wees nie, omdat God se lig voldoende sal wees vir alles en almal in die hemel. Wat 'n wonderlike gesig het Johannes daarom nie gesien nie. Môre gaan ons verder met hierdie hoofstuk, wanneer ons die laaste deel van Openbaring doen, naamlik die wederkoms van Jesus Christus. Kom ons bid saam. Here, wat 'n wonderlike voorreg om in aanbidding voor U te buig vanmôre in 'n nuwe dag. Ons dank U, Here, dat U ons God is, wat vir ons 'n mooi toekoms beplan het, en dat ons kan uitsien na die hemel, met die lewegewende boom en lewegewende water, wat in oorvloed beskikbaar sal wees. Dankie, Here, dat U deur die kragtige werk van die Heilige Gees in ons harte werk, en dat U woord in ons harte kom bevestig. Wil U gee dat ons geloof versterk sal word, dat ons bemoedig sal word, dat U ons sal lei, Here, en dat ons U onvoorwaardelik sal vertrou. Ons loof U ook vir hierdie mooi dag, seën dit vir ons. Dankie dat U ons in die volle waarheid lei. Ons plaas ons hand in U hand, en ons loof U vir U goedheid en liefde. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, baie dankie, 'n geseënde dag.